Nou vanmiddag ons het laas, sondag, laas woensdag het ons moes nou die merkwerk gedoen. Onthou jy van by Sondag 27 se merkwerk klaar afgehandel. So onthou ons is in die sakramente op die oomblik. Ons leer meer oor die sakramente. Ons het deur Sondag 25 gekom. Ons het deur Sondag 26 waar dit gaan oor doop. Wat beteken doop vir jou as gelowige? By Sondag 27 het ons 'n bietjie gekyk na goeders wat dalk verkeerd verstaan kan word as die doop gepraat word of die bad van wedergeboorte, en dan klink dit asof die wedergeboorte daar by die waterbad gebeur, by die doop self, of dat die doop self dit veroorsaak, né? Dus sy sê, nee, maar die Here sit die teken en die saak waarop die teken wys, so dig by mekaar om vir ons juist meer en meer sekerheid te gee wanneer ons die teken ontvang. En nou kom ons by die hele saak van, by vraag en antwoord 74, oor moet die jong kinders dan ook gedoop word? Nou, ons het laas keer begin te praat daaroor, en ons nog vandag dit lekker klaarmaak. En dit is vir ons toch ons 'n belangrike saak om dit goed te verstaan, want ons word baie maal ons dan gekonfronteer met hierdie hele ding van, maar hoekom moet die jong kinders dan ook gedoop word? So ons sal vandag verder daarop ingaan en lekker probeer om in ons koppe dit te verstaan, maar ook in ons harte daardie waarhede in te bring. So kom ons bid en dan gaan ons daarop in. Onse Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons nou na U toe kan kom en Here dat ons in U woord kan wees weer vanmiddag. As ons verder wil leer oor doop, Here, bid ons dat U deur die Heilige Gees en die woord ook met ons sal wees, dat ons al meer hierdie dinge kan verstaan en kan weet wat U vir ons sê in U woord, sal aanneem, dat ons daardeur geheilig sal word, vernuwe sal word en in 'n verhouding met U ingebring sal word en ook sal groei in daardie verhouding. Dankie dat ons dit van U af kan vra. Amen. Goed, kom ons lees 'n bietjie, né? By Sondag 27, vraag en antwoord 74, moet die jong kinders ook gedoop word? Ja. Maar lees 'n bietjie vir ons die volgende stukkie sinnetjie, en dan gaan ek jou stop op 'n stadium. Ja, want aangesien hulle net so goed as die volwassenes in die verbond van God en in sy gemeente ingesluit is. Okay, stop net eers daar. Sien julle daar ja en dan want aangesien. So nou word vir ons die rede gegee van hoekom sê ons ja? Nou die kinders gedoop word. Ja. Ja, hoekom? Want ek sê so. Nee, dit kan nie so werk nie. As ons kinders wil doop, dan moet die rede en die grond daarvoor uit die Here se woord uitkom. Okay? So die heel eerste ding, ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Nou ons katekismes werk daar met verbond en gemeente dieselfde, want dit is eintlik dieselfde, die verbond, mense van die verbond is die gemeente. Die Here se verbondsvolk is die gemeente. Die mense met wie hy sy verbond sluit, is sy gemeente. Okay. So, nou sê eerste rede, hoekom moet die kindertjies ook gedoop word? Ja, hoekom? Want hulle is net soos die volwassenes in die verbond en in die gemeente ingesluit. Nou ons het verlede week al daarna gekyk en ons gaan vandag gou dit weer opsom. Maar kom ons lees net, wat is die tweede rede, Johannes? Lees 'n bietjie vir ons verder aan. En aan hulle nie minder as aan die volwassenes nie deur die bloed van Christus beloof word, die verlossing van die sondes. So daar's 'n tweede ding, né? Net soos aan die volwasse gelowiges word ook aan die kinders die belofte gegee van vergifnis van sondes. Okay? Verlossing uit die sondes, verlossing uit die skuld, verlossing uit die mag van sonde. Okay? Wat is die derde ding? Marie, lees jy nou weer 'n bietjie vir ons. En die Heilige Gees Ja? en die Heilige Gees wat geloof werk,
Daarom moet hulle ook deur die doop as deur die teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. OK, so daar is die 3 goeters, dink ek, wat ons moet raak sien. 1, kinders is net soos die volwassenes deel van die Here se kerk, sy gemeente, en daarom ook sy verbond. 2, net soos aan die volwassenes word ook aan die kinders beloof die vergifnis van sondes deur die bloed van Jesus. 3, ook aan hulle word die Heilige Gees beloof wat die wedergeboorte bewerk. En die geloof en die bekering. OK. Nou, daar is die 3 goed en daarom, omdat hierdie geld, daarom moet hulle ook gedoop word. So ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Kom ons vat 'n bietjie, kom ons deel hierdie woord van ons nou so op. Ons deel hom in daai 3 redes. So dit sê, vraag, vraag 74, moet die kinders ook gedoop word? Dis die antwoord. Ja, want. En dan is hier so 3 redes. Nou, so die kom ons deel die woord nou so. Right? 1 is kinders is deel van Jesus se gemeente. Okay? Ons kan ook sê verbond. Nou, baie belangrik. So dis die eerste een. Kyk 'n bietjie nou. Maak dan gou oop julle katekismusboeke net by Sondag 21. By Sondag 21. By vraag en antwoord 54. Wat staan daar so by die vraag hier, Johannes? Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Aha, daar gaan dit nou oor die Heilige Algemene Christelike Kerk. Nou Marie, begin jy vir ons die antwoordjie te lees. Want met ander woorde, wag, ek gaan net eers hierso wys. As daar staan kinders is net soos die groot mense deel van Jesus se gemeente, dan wil ons bietjie meer weet oor hierdie gemeente en daarso is ons nou by die gemeente. By Sondag 21. Marie, lees 'n bietjie vir ons daar. Dat die Seun van God uit die ganse menslike slag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm onderhou. Okay, stop net daar. Sien jy, Jesus vergader sy gemeente van die begin van die wêreld tot die einde toe. Met ander woorde, dis hoekom ons sê hierdie gemeente is daar van die Ou Testament af. En dit is, daar leer ons dit by vraag en antwoord 54. Nou, okay, nou kan ons sê, wat leer ons as ons deur die Ou Testament af beweeg, sien ons hierdie waarheid raak, as ons van die Ou Testament na die Nuwe Testament te beweeg, sien ons hierdie waarheid raak, dat kinders ook deel is van die gemeente en van die gemeente van Jesus. Ja. Ons het dit laas keer gesien, ons het gekyk na, ons sê so, ons sien vanuit die
Testament en Nuwe Testament dat kinders deel is van die gemeente. Okay? Sien julle dit? En onthou wat se versies het ons laas gekry? As julle so 'n bietjie moet dink aan versies wat ons laas gesien het. So 'n bietjie vinnig, probeer so 'n bietjie dink. Versies wat vir ons sê dat kinders deel is van die gemeente. Jeremia 32 vers. Ons het gekyk na Jeremia 32. Ons het gekyk na Jeremia 32. Okay, hou hom vas Marie. Onthou jy Jeremia 32, dis heeltemal reg. Kom ons dink 'n bietjie, is daar nog versies voor Jeremia 32, want ek wil hom probeer om hulle volgorde te kry. Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Mooi. Want daar praat die Here van ek stel vyandskap in tussen jou Satan en die vrou en jou saad en haar saad en haar saad is haar kinders, haar nageslag wat uiteindelik Jesus is, maar dit sluit nie uit nie, ook haar nageslag. Daar is die kerk en die kerk is kom uit die nageslag van Eva. Okay? Kom ons dink nog. Wat se versie nog? Genesis 17 vers 7. Ja, mooi. Genesis 17 vers 7. Wat sê die Here daar? Ek sal vir jou vir jou goed wees en vir jou nageslag na jou. Daar sê hy vir jou God en vir jou God wees Abraham en vir jou nageslag, jou saad, en dis dieselfde woord wat ook daar in Genesis 3 vers 15 gebruik word. Jou saad, nee. Okay. En wat sal nog? Ons het ook gesien by die berg Sinai waar die Here daar sy verbond sluit en sy gemeente daar by Sinai. En daar is ook kinders, nee, Genesis 19 tot 24. En dan het ons gesien die nuwe verbondbeloftes. Jeremia 31 vers 31 tot 34 en daar pas daai van jou ook in, hè? Maar Jeremia 32 vers 39, kyk gou 'n bietjie daar in julle Bybels. Dit is Jeremia 32 vers 39. Vers van vers 37 tot 39. Ja, lees 'n bietjie vir ons daar. Jy ook aan Johannes? Ja. Ek kan nou net ook weer regte plek kom. Jeremia 20. Marie, lees jy vir ons die wat sê jy 37, vers 37. Lees, ek dink jy's reg, lees hom vir ons. Kyk, ek laat hulle bymekaar kom uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en in my toorn en in my grimmigheid en in my groot gramskap. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. Vers 38 in Johannes. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Daar's verbond. Okay? En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees. Daar sien ons die nuwe verbond van Jeremia 31 van die hart, 'n nuwe hart, né? Hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. Daar sien ons dit weer, daar's die kinders, né? So dis daar verse 39. Kom ons sê sommer 37 tot 39. Nou, en dan sien ons dit ook in die Nuwe Testament in. Ek dink 'n bietjie aan Nuwe Testament versies. Hierdie is eintlik al klaar, want hierdie gaan nou in die Nuwe Testament tyd al in, né? Wat is spesifieke Nuwe Testament versies daar? Ons het gesê 1 Korintiërs 7 vers 14
En ons het ook gesê Efesiërs 6, daar waar Paulus praat met die kinders in die gemeente, Efesiërs 6, vers 1 tot 4. Ok, nou, hier is 'n belangrike ding. Kom ons gaan nou weer na Sondag 21 toe gaan, van Katekismes. Is julle daar? Ja? Nou kyk net daar. Nou wil ek hê julle moet dan vir my nou 'n ooreenkoms kyk tussen Sondag 21 en Sondag 26. Kyk nou by Sondag, ek gaan nou vir julle lees by Sondag 21. Dan gaan julle na Sondag 26, toe by vraag en antwoord 70. Kyk nou wat sê Sondag 21. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord vergader. Wat se ooreenkoms is hier tussen Sondag 21 vraag en antwoord 54 en Sondag 26 vraag en antwoord 70? Vraag en antwoord 70. Ja? Sondag 26 aan. Word jy gedoop in die bloed en gees van Christus. Wat beteken dit? Nou staan daar, lees 'n bietjie wat beteken dit om gewas te word in die bloed van die Seun van Christus. Ag, in die gees. En dan ook om deur die Heilige Gees vernuut en geheilig te wees tot lede van Christus, sodat ons Tot lede van Christus. Wat is dit anders as die kerk? Nee? Om in Christus in te wees, is ook die gemeente. Want die gemeente is die liggaam van Jesus. Met ander woorde, en wat is die teken daarvan dat jy 'n lid van Christus is? Die doop. Met ander woorde, as ons aan die gemeente behoort, kom ons skryf hierso. So hierso. Behoort aan gemeente is gelyk aan in Christus. Nee? Want gemeente is liggaam van Christus. Verstaan julle dit? En wat is die teken van om in Christus te wees? Die doop. Ok? Teken van in Christus is doop. Ok? Het jy wel, maak het vir julle sin. Ok? Maak het vir julle sin. So, dit is die belangrike ding, en wat ons raak sien is dat die Here doen dit nie net met groot mense nie, hy bring ook kinders in hierdie ding in hom in. Ok? Nou sê dit, en dan moet hulle ook die teken ontvang van die doop. Ok? Maak het sin? Nou, word ook kinders deel in Jesus se gemeente en verbond. So daar is ons eerste ding van hoekom kinders ook gedoop moet word. Nou is die tweede een nou. Kom ons skryf dit so een. Twee. Ook aan kinders word beloof vergifnis. En ek moet nou so sê aan kinders in die verbond. Ek moet sê so. Ons maak het so. Aan kinders in Jesus se gemeente.
word beloof vergifnis. Okay? Okay, nou, waar sien ons dit? Waar gaan ons dit in die Bybel? Dat die Here ook aan die kinders die belofte maak van vergifnis. Ek dink gewoonweg eenvoudig. Hierso. Genesis 17 vers 7. Nou? Genesis, kyk hierso. Wat sê daar verse? Ek sal jou God wees. Jou God wees en jou nageslag se God. Right? Dis 'n vraag. Is die Here die God van goddeloses? Nee. 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 Daarom gee hy ook vergifnis. As hy sê ek sal jou God wees, dan gee hy ook vergifnis, nee. Waarom is die belofte van Genesis 17 vers 7 ook 'n belofte van vergifnis? Okay, maak dit sin vir julle? En dan kan ons nog bysit. Wie kan nog bysit ook? Jeremia 31 vers 31 tot 34. Hierso word uitdruklik gesê, maak gou 'n bietjie oop julle Bybel. In 31 vers 31 tot 34 van Jeremia. Ek dink laat ons sê. Weet jy hom dan, Marie? Okay, maar kom ons lees hom saam. Net my Bybel oop. Marie, lees jy vir ons vers 31? Kyk, daar kom Dawid spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Okay, en saam gelees met Jeremia 32 gaan dit dan ook oor jou kinders. En dan sê versie 32 Johannes, lees hom vir ons. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die berg of op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle
hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe. En dis ook 'n belofte vir jou en jou kinders. Nou, so hierso sien ons dit ook baie duidelik hier. Beloof die Here vergifnis vir gelowiges en hulle kinders. Okay? Goed. Ek dink nog 'n mooi versie wat hierby kom is Lukas 19 versie, dit is nie meer plek nie. Ons sal maar Lukas, kom ons gaan Lukas 19 vers 1 tot 10. Kom ons blaai so toe. Lukas 19 versie 1 tot 10. Ja. Kom ons lees so daai storie. Daar gedeelte wat op wat net daar speel. Maar hier begin jy vir ons lees, jy vir ons vers 1 en 2, Johannes 3 en 4, ek 5 en 6, gaan ons so aan. En hy het in Jericho gekom en daardeur gegaan. Dis nou Jesus, né? En daar was 'n man met die naam van Zacchaeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweer die skare kon hy nie omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zacchaeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Zacchaeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Vandag het daar redding, verlossing, na hierdie huis gekom. Nou, daar het in daardie huisgesin verlossing gekom. Vir die huisgesin. Nou, daardie huis. So ek dink ons kan dit hier opskryf ook, né? Vers 9, né? Lukas 19 vers 9, verlossing vir hierdie huis gesin. Okay? So ek dink, nou wat belangrik weer is, dink ek kan ons hier bysit, as ons nou na al hierdie goeders kyk, dan is die belofte van vergifnis is vir kinders in die verbond. Nou, dan ook die teken. Nou, die belofte en die teken gaan by mekaar, né? Dit het ons nou al mooi gesien, né? Jy kan nie die saak en die teken van mekaar af losmaak nie. Nou, so die belofte, dan ook die teken. En
7. Okay. So daar sien ons hierdie belangrike ding. En so ons sien die kinders is in die gemeente. Wie is die gemeente? Die liggaam van Jesus. Hy bring mense na hom toe. En nou sien ons, dis ook kinders. Nou, wat is die teken van Jesus wat ons in sy gemeente inbring? Die dood. Nou, deur sy Gees bring hy ons in. Nou sien ons ook vergifnis. Nou, en ons sien daardie belofte van vergifnis is ook saam, ook vir kinders. Wat is die teken van daardie belofte? Die dood. Nou, en dan gaan ons nou na die derde een toe. Die derde een sê, die Heilige Gees aan kinders in Jesus se gemeente word beloof die Heilige Gees. Gees wat wedergeboorte en geloof werk. Okay? Okay. Waar sien ons dit in die Bybel? Kom ons kyk. Maak ook julle Bybels by Deuteronomium 30 vers 6. Wat staan daar? Ja, dis bietjie vir ons dan. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. So die Here sal die Here besny ook jou nageslag saam. Dis wedergeboorte, né? In die Ou Testament is daar hartbesnydings 'n teken van wedergeboorte. En vir wie is dit? Dis 'n belofte ook vir die nageslag. Nou, okay. Kom ons kyk na nog 'n plek. Kom ons maak bietjie ons Bybels oop in Jesaja. Ons gaan na Jesaja 44 toe. Jesaja 44. Ons lees af van vers 1 af tot by versie ons kan eintlik versie 1 tot 5 lees, is so 'n mooi gedeeltetjie. Maar jy lees 'n bietjie vir ons dan. Begin jy by vers 1. Maar luister nou my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het. Okay, Johannes? So sê die Here, jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, en Jesurum, wat ek uitverkies het. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitsprei tussen die gras in soos wilgerbome by die waterlope.
En een sal sê, ek behoort aan die Here, en die ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en hy met die erenaam Israel noem. Oh, dis mooi, né? Maar sien julle ook daar, kyk na versie 3. Ons lees weer versie 3. Sê, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Daar is die belofte vir die kinders maak. Die belofte van die Heilige Gees. So ek dink ons kan nie so baie duidelik sê, Jesaja 44 vers 3. Die Heilige Gees wat wedergeboorte, vernuwing daar, nie? Herskeping, van die droë grond. Die kinders is soos die droë grond en soos die woestyn, maar die Here sê, ek sal nuwe lewe, dan gaan hulle uitsprei, dan gaan 'n nuwe lewe kom en dan gaan hulle begin praat, dan gaan hulle begin sê, ek behoort aan die Here, en al een sê, Jakob, Jakob, en die ander een sê, skryf met sy hand, daar kan hy nie lekker praat nie, ek behoort aan die Here. Weet so ja, hè? So nou, so die Heilige Gees wat wedergeboorte werk, word beloof aan die kinders. OK. En dan dink ek 'n laaste plekkie is ook Handelinge hoofstuk 2 vers 39. Staan daar so. Ja, daar so aan Johannes. Lees 'n bietjie vir ons. Kom ons lees, ek gaan vers 37 lees, Marie 38, Johannes jy 39. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Dis nou daar op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is en dan preek Petrus en hy sê vir hulle, luister, julle wat vir Jesus gekruisig het, hierdie Jesus het opgestaan en is hy wat die Heilige Gees nou gestuur het. En daardeur wys hy die Ou Testament profesie gaan in vervulling, die koninkryk van God kom, hy gaan deur die Gees nou hier werk. En hy gaan sy vyande vernietig en hy gaan die mense wat tot hom bekeer verlos. En dan sê hulle, vol angs, wat moet ons doen? En dan sê Petrus, versie 38, Marie. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. OK, daar ook weer die belofte. Nou ek dink daai belofte, as mens nou in hierdie konteks lees, en mens vra, wat is 'n belofte? Belofte van wat? Die Heilige Gees. Ja, want ek het in die vorige versie net gegaan oor die Heilige Gees. Nee, julle sal die Heilige Gees ontvang. Hierdie belofte kom ook vir julle kinders toe. Nou, ek dink natuurlik dit gaan eintlik terug sommer daar na Genesis 17 toe waar die Here sê, ek sê jou God wees en jou nageslag se God. En ek word jou God, wanneer as ek jou God word, dan kom bly ek ook deur die Heilige Gees by jou. Nou, maar in die konteks in die eerste plek, die Heilige Gees maar ook meer. Dit gaan oor die totale verlossing, nee. OK, want ons kan nie so insit, nee, die belofte kom julle toe. En julle kinders. OK. En die belofte van vergifnis, dan kan ons nou weer hier so werk, né? En sê, die belofte van Heilige Gees
wat kom wedergeboorte werk, wat vernuwend kom werk, is vir die kinders, en wat is die teken? Die doop, nee. So die belofte van die Heilige Gees wat vernuwe is ook vir kinders. Daarom ook die teken. Okay. So, sien julle hierdie ding nou raak hierso. Ek dink dis baie belangrik. Hierso sê die katekismes, daar's 3 redes hoekom ons ook die kinders doop. Kinders is deel van die gemeente en van verbond. En dan sien ons, wie sê die gemeente? Jesus versamel hulle van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, van Adam tot by die wederkoms. En dan sien ons, wanneer ons die geskiedenis van daai gemeente lees, dan sien ons dat daar kinders in is. Okay? En hoe versamel Jesus sy gemeente? Hy bring hulle in sy liggaam in. En wat is die teken daarvan? Die doop. Okay? So daarom moet die kinders ook gedoop word. Dan, tweedens, ook aan kinders word die belofte van vergifnis gegee. En ons sien dit in Genesis 17 vers 7, ons sien dit in Jeremia 31 vers 31 tot 34, ons sien dit in Lukas 19 vers 9. En wat is die teken van daardie belofte? Die doop. En dan ook aan die kinders in Jesus se gemeente word beloof die Heilige Gees wat daai vernuwing, die wedergeboorte in die geloof bewerk. En ons sien dit in Deuteronomium 30:6, ons sien dit in Jesaja 44:3, ons sien dit in Handelinge 2:39. En wat is die teken van daai belofte? Die doop. En dan kom die katekismes en sê, maar jy kan nie die belofte en die teken losmaak van mekaar nie. Daarom moet die kinders ook gedoop word. Okay, daarom moet die kinders ook gedoop word. Right. So ek dink dis 'n baie belangrike ding wat ons hier moet raak sien. Hoe laat sit nou? Ek moet so omtrent nou stop. Ek wil stop met hierdie gedeelte nou. Beteken dit dat elke kind kop vir kop wat gebore is in verbond en ook die teken ontvang, dat elke kind kop vir kop gered is? Nee, ons sien dit ook in die storie van die Bybel. Ons sien dit ook in die storie van die Bybel. Maar wat ons wel raak sien is, dat die ware kinders van gelowiges, die wat waarlik ook kinders van God is, hulle kom ook tot geloof, nee. En daarom gaan hulle doop en hulle geloof altyd saam met mekaar, nee. Okay, maak dit sin vir julle? Okay? En daarom ook, en hier is 'n belangrike ding, ek wil dit so 'n bietjie soos prediking in die gemeente. Hoe gaan dit wees? Dit roep op tot bekering. Dit roep op tot bekering en ek wil hierso dit so kras stel soos keuse vir Jesus, want dit is die soort prediking waar deur die Gees
Okay? En ons sal dit nog leer by Sondag 31. Okay, waarom mag 'n gemeente nooit 'n gemeente wees wat sê, o, julle is gedoop, so julle is nou kinders van God nie? Nee, die ware gemeente van Jesus spreek, kom tot bekering. En hoekom het ek die vrymoedigheid om dit vir jou te sê? Want ek weet, die Heilige Gees is beloof. So die Heilige Gees sal dit werk. Dis hoekom ek die vrymoedigheid. As daar nie die Heilige Gees was nie, en ek weet hoe is my kinders, totaal verdorwe, en ek weet, daar was nie die Heilige Gees wat geloof werd nie, kom sal ek vir julle preek. Dis 'n totale sinloos, dis 'n sonde. Maar dan kan ek vir julle preek, want ek weet die Heilige Gees is beloof. Daarom kan ek sê, kom, neem Jesus aan. Kies vir Jesus, kom tot bekering. Okay? Dis 'n valse kerk, want hulle preek nie die evangelie reg nie, wat sê, julle is almal kinders van die Here. Dis 'n valse evangelie reg. En dit maak mense, bring mense by valse gerusheid, wat baie sleg is. Nou, maar juist omdat die Heilige Gees wat geloof werk, beloof word, daarom kan ek sê, kom tot bekering, want die Heilige Gees werk met daai soort prediking. Okay, maak dit sin vir julle? Okay, so dit is hoekom ons dan hoekom die katekismes sê. Nou daar's ander maniere ook om te sê hoekom ons doop, mens kan byvoorbeeld kyk na die ooreenkoms tussen besnydenis in die Ou Testament en doop in die Nuwe Testament, en dit is van die katekismes ook by noem, ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Dit is vir ons genoeg, en ons gaan nog weer op hierdie saak inkom as ons deur die Dordtse leerreëls en sulke goeders ook gaan werk, gaan ons ook weer hierby uitkom. Ek dink vandag stop ons net hier en ons sê, maar moet die kindertjies dan ook gedoop word? Ja, hoekom? Want hulle is ook deel van die gemeente. Ook aan hulle is die belofte van sondevergifnis. Ook aan hulle is die Heilige Gees wat geloof werk beloof, en die vernuwing werk, en die wedergeboorte. En die belofte en die teken loop altyd saam met mekaar. As die belofte gemaak word, kom die teken ook. Dit het ons gesien daar by vraag en antwoord. Ons is toch vraag en antwoord 72-73. Die teken en die saak gaan altyd saam. Ons sien dit ook by NGB artikel 35. Nee. Daarom as die belofte aan hulle gemaak is, dan kom die teken ook. Okay. Goed. Beteken dit dan dat die prediking in die kerk sê maar net sê, nee, want julle is almal kinders van... Nee. Dit sien ons ook, as ons deur die geskiedenis van die gemeente lees, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe, dan sien ons die Here sê, vir Satan, ek stel vyandskap tussen jou saad en haar saad. Wie is haar saad? Kain, Abel, Set. Was almal van hulle vrou saad. Kain was nie. Hy was 'n kind van die duiwel. Alhoewel hy in die gemeente gebore is. Nee? En dan gaan ons aan na Noag se gesin toe. Hy het 3 seuns, Sem, Gam en Jafet. Dis almal van hulle wat in die gemeente gebore is. Regtig uiteindelik gemeente. Nee, ons weet beslis Gam, like dit my was nie eintlik nie. Van Jafet, ja, daar word beloftes vir hom gemaak. Dan kom ons aan by Abraham. En hy het 2 kinders, Isak en Ismael. Is altyd van hulle in die gemeente gebore. Is hulle van die gemeente? Nee, net Isak is. Dan het Isak 2 seuns, Esau en Jakob, in die gemeente gebore. Is almal van die gemeente. Net Jakob. En so gaan dit aan, as mens kyk na die 12 seuns ook, hulle was 'n klomp hooligans, miskien het hulle later in hulle lewens tot bekering gekom. Maar ons sien die krisis nou. As mens kyk na die volk Israel, dan sien ons dit weer, nie almal in die gemeente is van die gemeente nie. Okay? Maar ons kan nie werk met wat God sê nie, ons werk met wat God sê, en daarom sê hy, dit is die belofte wat hy gemaak het, en daarom kry ons dit teken.
Okay. En dan kom die prediking in die gemeente en die prediking van die gemeente moet die gemeente ook suiwer. Die van buitekant af inbring, die gemeente laat groei van buite af, maar tegelijkertijd ook die gemeente suiwer. Okay, maak dit sin? Okay. Die gemeente laat groei van buite af deur die prediking, met die sendingwerk, die gemeente suiwer deur die hipokriete uit die kerk uit te preek, maar ook binne die gemeente mense tot bekering te laat kom. Dis hoe die Here werk. Soos hy met die geskiedenis van die gemeente op pad na die nuwe aarde toe. Maak dit sin vir julle? Goed, ons wil kom eers net op. Ons bid. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou weer in u woord kon wees vanmiddag. Ons meer kon leer oor doop. Here, baie dankie dat ons dan ook kan weet dat wanneer ons as mense wat as kinders gedoop is, ook tot geloof kom kan sien hoe u dan u beloftes in ons 'n werklikheid gemaak het. En hoe ons doop al die jare daarvan gepraat het. En steeds met ons daaroor praat. Dankie dat ons kan sien hoe ons doop wys op die vergifnis van sondes, hoe ons doop wys hoe ons gewas word deur die Gees en vernuwe word deur die Gees en as lidmate van Jesus geheilig word. Ons loof en prys u daarvoor, Here. Amen.